Goeiemôre, good morning op hierdie heerlike Dinsdagoggend. Dames, julle sprankel weer vanmôre. Ai, ons sprankel net omdat ons vir jou sien, Pieter. Jy ja. is die lig in ons lewens, Hou rarig. aan met daai komplimente. Nou, Kom ons deel dit tuurlijk. vir mekaar uit. Kyk, hy het nou vir ons gesê ons sprankel weer vanoggend, maar jy sprankel elke oggend, Pieter. Hou Els, weet jy wat? Met sulke komplimente sal ek mos nou elke oggend, nou voor dag, die dag saam met julle begin en ander. Dankie, Pieter. Dit is vir ons baie goed. Nou ja, dit is vandag die 14de Oktober. So as jy vandag jou verjaarsdag vier, is jy in goeie geselskap want jy deel 'n verjaarsdag met die James Bond akteur Roger Moore, die modeontwerper Ralph Lauren en die sangers Cliff Richard en Usher. Yeah. So deel julle hele verjaarsdag ook met iemand bekend. Ek het my, hy seker die verjaarsdag bly dieselfde, maar George Michael en ek deel 'n verjaarsdag. 25 Junie. Ja. En jy? Nee, Jy gits, weet ek nie. gaan maar met checkies. I don't know, man. Elsa? Iemand het al vir my gesê dat ek my verjaarsdag deel met die Amerikaanse president. Die huidige een. Inderdaad so. Die huidige een. Ons het nie vir jou 'n verjaarsdagkoek nie, maar ons het 'n wonderlike program wat voorlê. Dat ek vir julle nou vertel wat julle na kan uitsien in vanoggend se episode van Goeiemôre, Good Morning. Ons gaan 'n bietjie teater toe met Sweeney Todd, dan gesels ons ook met die president van Swem SA, Alan Fritz. Hy gesels met Arnold. Ons gesels ook oor postnatale depressie en Henny de Bruin en die gitaarkerels kom sorg vir 'n bietjie boere musiek. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Uiteindelik. Ring ching ching sê die wasmasjien. Kirikiti. Luister, dames, het een van julle nou al 'n liefdesbriefie gekry wat 'n boetebessie, hoe mooi is die woord? Boetebessie vir jou daar teen jou windscreen gelos het as jy nou gaan onthou in die ou dae veral as jy nou gaan shop het of so, dan kom jy terug as jy hier's nou 'n pink pormpie of 'n ding. Nee, ek is 'n baie gehoorsame besteeder. Elsa, oor na jou. Ek dink ek is te jonk. Pieter, oor na jou. Okay, het julle al ooit gewonder oor daai liefdesbriefies? Wel, kyk wat het hulle in Las Vegas gedoen. In Las Vegas het hulle inwoners die opsie gegee om hulle boetes in 'n goeie daad te verander. Inwoners kan nou al hulle parkeerboetes betaal deur nuwe speelgoed of speletjies en allerlei dinge van dieselfde waarde te skenk. So jy kry net jou dingetjie en die program is ongelukkig net vir boetes wat uitgereik is tussen 15 September en 14 November. So jy kan hom terugwerk, lyk dit vir my. En alle bydraes sal dan as Kersgeskenke gegee word aan gesinne wat ter ondersteuning van die Nevada Behavioral Health ontvang. Mense kan dan ook die speelgoed na die parking services offices neem en dan binne 30 dae word die boete dan vir hulle afgeskryf en hulle sê baie dankie, jy het ietsie vir iets geruil. Dink julle is 'n oulike inisiatief? Ek dink dit is 'n baie oulike inisiatief en ek dink as jy nou iets vat wat regtig 'n bietjie aan die negatiewe kant is, like a traffic fine, and now you can turn it into something that's going to maybe bring some joy to someone's life. I think that that's really special. Ek dink ook is baie sweet. Meneer Koen, jou lisensie het verval, maar kikker jy nou iemand se dag op en bring vir ons ietsie ter waarde van hierdie. Ja. Dis baie oulik. Ek wens tog dat dit dalk 'n reël hier ook kon wees. Maar nie nou vir boetebessie briefies, liefdesbriefies nie. Maar vir wanneer 'n mens afgetrek word vir spoed. Selfde, né? Ja. Selfde. Dit sou handig te pas kom. Liewer dit as 'n koeldrank. Kom ons kyk, hoeveel het jy? Kom ons praat daaroor, jy weet. Maar dink jy dit maak dit minder seer as jy nou die boete gekry het en hulle sê vir jou, nee, maar jy weet daarom nou, jy kan dit ietsie gaan koop ter waarde van dit. I think so. I think it's kind of a more positive thing where you go, okay, well, you know, this money or this is actually going to go towards giving someone that doesn't have something, a gift or something. Maar dan kan jy nie die hele tyd gebruik om jou spoed of jou verkeerde parkering te regverdig nie. Nee, dis fine. Die mense gaan 'n geskenkie kry. Ek kan maar bestuur soos wat ek wil, which I think would happen in South Africa because we don't like to follow rules here. Maar ek moet daarom sê, toe ek in Las Vegas was, die verkeer of die Metro Police of whatever, die cops daar, was nogal oulik en ek het ook bietjie gesê, ek ken speedkop vriende hier in Suid-Afrika en so. En ja, ek dink is 'n baie oulike inisiatief. Ek weet net nie waarom Raas nou in my rigting gekyk het toe sy gesê het, hier hou ons nie daarvan om reëls te volg. As dit Suid-Afrikaners, nie spesifiek
as Elsa Esterhuizen nie, but make of it what you wish, Elsa. Pas die skoen. As die skoen pas. Moet ons nie aanbeweeg nie volgende Yes, Elsa said, moet ons nie aanbeweeg nie, so I'm going to go to the next topic. What is James Bond's tagline? What is his slogan? James Bond. James Bond. Ek sou ook dit geraai. Yeah, but license to kill, because he's a License to secret kill. agent and he's got the gun. Nee, okay. So, James Bond has been apparently completely disarmed. Recently, eagle-eyed fans noticed something very strange on the Prime Video UK website. James Bond had lost his weapon. In newly uploaded artwork for the franchise, the world's most famous spy has been digitally disarmed, with every image that one featured his signature Walter PPK now mysteriously removed. In classics like Dr. No and GoldenEye, the gun was carefully erased from Bond's hand. In others, it was simply cropped out. One of the most striking edits appeared in A View to a Kill, where Roger Moore's arms were oddly elongated to remove the firearm from view. The doctored posters didn't stay under the radar for long. Fans and film buffs quickly called out what many saw as unnecessary censorship. Now, following James Bond Day on the 5th of October and a wave of online backlash, Prime Video UK has quietly and rather fittingly made a stealthy retreat. The platform has replaced the controversial artwork with film stills from each title, yet as several users pointed out, none of these new stills have a gun in them either. So for many 007 loyalists, the incident raised uneasy questions about the future of the franchise, especially with a new film and possibly a TV series reportedly in development. The film apparently about to be directed by Denis Villeneuve. We don't know yet. There's no confirmation. Maar ek dink dit is nogal 'n stappie te ver vir my. So. I think there's so much focus now on not upsetting people or triggering people, or offending people. But that art has already been made. We can't now retroactively pretend that James Bond doesn't have a gun. He's got a gun. Man. 100% staan. Man, dit het mos gewerk, dit het niemand geplan nie en nou wil al hierdie slim mense skielik kom en sê, I feel offended en is nie lekker. Nee man. I just think there's such a thing, and I mean, like, some people obviously don't like this show, but then don't watch it. You don't want to see it. No, but I mean, everyone has an opinion, right? Yeah. Everyone has an opinion. That content is not for me, then don't watch it. Ek stem saam. Ek sal nou maar my geweer in my sak sit. Nee, Want Pieter. ons het dalk nie 'n license to kill nie, maar dames, we've got a license to thrill. Ons het tans 'n kompetisie aan die gang waar ons op soek is na die lelikste troeteldier in Suid-Afrika. Jy het reg gehoor. So as wagter van natuurlik lyk of hy 'n skuifdeur vasgeloop en uit sy skeniere uitgehardloop het, kan jy 'n kans staan om al 'n mindige R1000 Takealot voucher te wen. Gaan net na ons Facebook bladsy vir inligting om in te skryf en bly ook ingeskakel want net hierna kuier ons weer verder. Kyk nou net hoe pragtige gesiggies was daar. Ek kry al hierdie troeteldiere nogal jammer. Imagine jy wen. Maar skryf in, want imagine jy wen.